Die towerkuns potlood. Eendag was daar 'n seentjie. Hy het baie daarvan gehou om te teken. Hy het altyd 'n sketsboek onder sy arm gehad of in sy sak. Oral waar hy gegaan het, het hy geteken. Almal het altyd geweet, sketsboeke, penne, verf of inkleurpotlode is al wat Johan vir sy verjaarsdag wil hê. Die jaar het sy ouma vir hom 'n sketspotlood gegee. Dit was in 'n baie ou houtboksie. Sy ouma het vir hom gesê, hy moet baie mooi na die potlood kyk, want dit is 'n baie spesiale potlood. Hy het die potlood opgetel en van naby af bekyk, maar kon nie eintlik sien wat sy ouma bedoel nie. Dit was 'n baie ou potlood in 'n baie ou boksie. Hy het dit maar in sy laai weggebêre en eintlik vergeet van dit. Een oggend, toe sit en teken hy by sy lesenaar in sy kamer. Sy potlood het gebreek en nêrens kon hy 'n skerpmaker kry nie. Hy het oral gesoek. Hy krap toe in sy laai. Toe kom hy weer af op die boksie met die baie spesiale potlood daarin. Hy wou nog so begin teken, toe roep sy mamma hom, "Johan, kom, ons gaan laat wees vir skool." Hy sit vinnig die potlood in die houtboksie terug en toe in sy skoolsak. Johan geniet altyd pauses onder die groot boom. Dan teken hy lekker en eet sy kossies. Hy haal die houtboksie uit sy sak en begin teken met die potlood. Skielik begin die wind erg waai. Brrr, dit raak nou koud. Ai, ek het my baadjie by die huis vergeet. Wag, kom ek teken 'n baadjie. Hy begin vir snaaksheid 'n lekker warm baadjie teken met die spesiale potlood. Sjoe, die baadjie lyk darm nou lekker. Hoe lekker warm sal dit nou wees? Hy teken nog so lekker en skielik waai die wind die papier uit sy hand. Hy spring op, probeer die papier te vang, maar dit gaan net al hoe hoër. Nee, kom terug papier. Ai, hy wil nog weer gaan sit. Toe skielik sien hy, daar val iets uit die lug. Hy vang dit net betyds, voor dit die grond raak. Wat? 'n baadjie? Hoe is dit moontlik? Hy kyk rond en wonder of dit iemand anders se baadjie is, wat die wind nou weggewaai het. Hy kyk op en soek sy papier waarop hy geteken het, maar sien niks, dis weg. Hy gaan sit weer onder die boom en bekyk die baadjie. Die baadjie lyk dan nou presies soos my tekening. Hy is sommer nou baie opgewonde. Sy ouma het wel gesê, dis 'n baie spesiale potlood. Hy is so bly en trek die baadjie aan. Die klok lui. Vinnig pak hy al sy goedjies in sy sak. Die res van die dag dink hy aan al die goed wat hy baie graag wil hê. Hy kan nie meer wag om by die huis te kom nie. Dan gaan hy al hierdie goeders teken. 'n bal, 'n fiets. Sjoe, daar is klomp goed wat ek gaan teken. Toe hy by die huis kom, het hy omtrent klomp goed begin teken. Hy het papier na papier geteken, maar niks wou waar word nie. Ai, hy kan nie dit verstaan nie. Hoe is dit dat die baadjie dan waar geword het? Die volgende dag gaan sit hy weer onder die groot boom en wil so begin teken, toe sien hy, daar sit 'n dogtertjie so eentjie weg van hom af. Sy krap omtrent in haar sak rond. Dit lyk asof sy iets soek. "Wat soek jy?" vra Johan. "Ai, ek het my kosblik vergeet by die huis en ek is so honger." Hy dink toe, ek gaan vir haar 'n broodjie teken, miskien raak dit waar. Hy teken en so na 'n tydjie is sy skets klaar. Hy kyk na dit en wonder, gaan dit dan nou waar word? Niks gebeur nie. Ai, ek sal maar een van my broodjies vir haar gee. Hy wil nog so 'n broodjie uit sy kosblik uithaal. Toe skielik staan daar 'n kosblik met 'n broodjie langs hom. Wow, dis wonderlik, die skets het waar geword.
Hy gee toe dit vir haar en sy was so bly. Baie dankie, sê sy. Hy dink toe, miskien kan die potlood net vir goeie dade gebruik word. Soos die weke aangegaan het hy klomp maatjies gehelp. Hy het 'n pen vir 'n maatjie geteken wat haar pen by die huis vergeet het. Hy het 'n fietswiel geteken vir 'n seentjie wie se wiel gebreek het. En 'n groot tas geteken vir iemand wat se tas se zip gebreek het. Hy was so bly dat hy ander kindertjies kon gehelp het. Hy het toe vir sy ouma gaan dankie sê vir die wonderlike potlood en het vir haar vertel wat hy als geteken het. Sy ouma het toe vir hom gesê dat daai potlood is al 100 jaar oud en dit word oorgedra van een generasie na die ander. Ontmoet die paashasie. Elke jaar is daar 'n kompetisie. Daar is 10 maatjies wat die paashaas kan ontmoet. 'n maand voor Paasnaweek word daar klomp wit sjokolade eiers weggesteek deur die paashaas. Net 10 van die klomp eiers het 'n spesiale briefie daar binne-in. In Lisa se dorp is daar 5 parkies waar hulle die paaseiers kan soek. Elke jaar neem Lisa deel saam met klomp ander opgewonde kinders. Die jaar het Lisa een van die wit eiers met die wenbriefie binne-in gekry. Jee, ek het die jaar gewen en het 'n eier gekry. Sy was so bly, want sy soek al 3 jaar lank 'n eier wat 'n briefie binne-in het. Daai aand kon sy nie slaap nie, sy was so opgewonde. Môre gaan sy die paashaas ontmoet. In die wenbrief verduidelik die paashaas hoe om by die paaseierfabriek uit te kom. Sy mag vir niemand sê nie, want dis 'n geheim. Net haar ouers mag weet. Die volgende dag het haar ouers vir haar gaan aflaai by die paaseierfabriek. Toe hulle by die adres kom, kon hulle nie verstaan nie, want daar is niks. Dis net een groot grasperk. Dit lyk soos 'n groot rugbyveld. Al wat daar is 'n rooi posbus met 'n groot paaseier op. Toe al 10 kinders by die groot rooi posbus staan, toe skielik beweeg die grond naby hulle voete en daar verskyn trappies af diep onder die grond in. Opgewonde stap hulle almal af met die trappies tot by die groot houtdeur. Maar dis nie net 'n normale houtdeur nie. Die deur is gemaak van sjokolade. Hulle kon nie hulle oë glo nie. Die volgende oomblik gaan die deur oop en daar sien hulle die paashaas. Die paashaas is baie oulik. Hy is 'n groot haas en hy is wit en pink. Hy is so sag en elkeen van ons het 'n beurt gekry om vir hom 'n stywe drukkie te gee. Die paaseierfabriek is so groot. Dit lyk soos 'n kleurvolle lekkerswinkel. Dis net paaseiers waar jy kyk en alles is gemaak van sjokolade, koekies en lekkers. Die mure, die dak en al die tafels. Dit is so kleurvol. Daar is verskillende kleure linte wat uit die dak hang met klomp verskillende kleure ballonne. En natuurlik bubbles vlieg die lug rond. Wow, dit is darem mooi. Hallo, my naam is Paashaas. Welkom by die paaseierfabriek. Vandag gaan ek vir julle wys hoe ons paaseiers maak, sê die paashaas. Sjoe, daar is baie haasies en almal het spesiale werk wat hulle moet doen. Eerste begin hulle deur die sjokolade te maak en dit word gesmelt in 'n baie groot pot. Daar is 10 hase wat die sjokolade moet roer, om en om en om. Dit ruik darem so lekker. Volgende word die sjokolade in 50 verskillende vormpies gegooi.
Daar is klomp verskillende grootte eiervorms en klomp verskillende grootte hasievorms. Dan wag hulle tot die sjokolade droog is en druk hulle die sjokolade uit die vormpies uit. Dit word uitgepak op 'n baie lang tafel waar 30 hasies werk. Sjoe, ek het nog nooit so baie hasies gesien nie. Hulle is so vriendelik. Ons verstaan nie wat hulle sê nie. Hulle praat haastaal. Net die paashaas kan Afrikaans praat. Nou is al die eiers reg om geverf te word. Die hasies is so kunstig. Hulle verf die mooiste patroontjies op die eiers en paashasies. As die verf droog is, dan verpak hulle al die eiers en sjokoladehasies in verskillende mandjies in. Die laaste stap is om dan al die mandjies na die groot trok wat buite is te neem. Daar is nie net een trok nie, maar honderde trokke. En hulle maak duisende eiertjies en sjokoladehasies elke dag. Dit word gevat na verskillende winkels reg oor die land, waar ons dan een keer 'n jaar as dit Paasfees is, eiertjies en paashase kan koop. Die res van die dag het ons heerlik gespeel saam met die paashaas en natuurlik heerlike kossies geëet. Laat die middag het al die ouers weer die kinders kom haal. En dit is 'n dag wat Lisa nooit ooit sal vergeet nie. Wie vat ons kos? Diep in die bos bly daar klomp diertjies. Hulle almal bly saam in 'n groot grot langs 'n bessieboom. Dis amper winter en hulle is nou besig om klomp kossies bymekaar te maak. Hasie soek wortels, Bokkie en skilpad soek blaartjies, Peertjie soek bessies en lekker heuning en Aapie soek neute. As dit winter is, dan kan hulle nie elke dag uit die grot gaan nie. Dis dan net te koud en dit reën omtrent elke dag. Almal is besig om kossies bymekaar te maak, almal behalwe Jakkals. Hy wil nie saam met hulle bly nie, want hy wil nie sy kos steel nie. Jakkals bly in 'n gat in die grond naby die rivier. Hy kyk nie toe almal hard werk om kos bymekaar te maak. Al wat hy heeldag doen is speel, slaap en eet. Peertjie kan nie verstaan hoekom hulle kossies minder raak nie. Die jaar werk hulle ekstra hard om klomp kossies bymekaar te maak, want verlede winter het hulle net genoeg kos gehad. Al die diertjies het voor die grot langs die bessieboom bymekaar gekom. Almal is bekommerd en 'n bietjie omgekrap, want iemand vat hulle kos en hulle werk dan so hard om kossies bymekaar te maak. Die laaste paar weke is maar baie moeilik, want hulle kan nie meer speel soos altyd nie. Almal werk van die oggend vroeg tot die aand laat om kos te soek. Wie kan dit wees wat ons kos vat, vra Hasie. Ons moet 'n plan maak, sodat daai persoon gevang word, sê Bokkie. Peertjie kry toe 'n plan en sê hy sal agter die bos wegkruip wat langs die grot is en dan dophou wie die kos kom vat. Peertjie het gewag en gewag, maar hy het niemand gesien nie. Net toe hy wou opgee, toe sien hy Jakkals kom stadig na hul grot toe gestap. Jakkals kyk links en Jakkals kyk regs. En toe hy niemand sien nie, toe glip hy vinnig in die grot in. Jakkals kom toe uit met 2 hande vol kos. Peertjie spring agter die bos uit. Dis jy, Jakkals. Is jy wat ons kos vat, skree Peertjie. Hoekom vat jy ons kos? Ons almal werk dan so hard om kos bymekaar te maak. Jakkals sê toe, hoekom moet ek heeldag lank kos soek, as ek net julle kos kan vat? Lag hy. Jy moet jou eie kos soek, sê Peertjie. Jy kan nie ons kos vat nie. Ek sal en ek gaan julle kos vat, en daar is niks
wat julle aan dit kan doen nie, sê Jakkals en loop weg. Beertjie is nou baie hartseer en ook 'n bietjie kwaad. Want wat gaan hulle nou maak? Hoe gaan hulle dit regkry dat Jakkals nie meer hulle kos moet vat nie? Beertjie het toe vir al die diertjies gaan vertel dat dit Jakkals is wat hulle kos vat. Hoe gaan ons deur die winter kom? Vra Skilpad. Die tyd raak nou min en ons moet nog baie kos bymekaar maak as ons genoeg vir die winter wil hê. Al die diertjies het maar weer gegaan om kossies te soek. Beertjie gaan lê onder die bessieboom en rus so 'n bietjie. Toe Beertjie wakker word, het hy ook weer gaan kossies soek. Die keer het hy verder gegaan en 'n groot mandjie saamgevat wat hulle vroeër gevleg het van riete. So nou kan hy sommer baie bessies pluk. Op pad terug, toe loop hy verby Muis. Hy wou nog hallo sê, maar toe hardloop Muis vinnig weg. Hy het ook verby Skilpad en Bokkie geloop en hulle het ook vinnig weggehardloop. Hy kon nie verstaan hoekom nie. Hoekom hardloop almal dan nou weg vir my? Toe hy by die grot kom, toe sien hy vir Hasie. Hy wou nog met Hasie praat, maar toe hardloop Hasie vinnig in die grot in. Hy hardloop toe agter Hasie aan. Hasie, Hasie, waar is jy? Hoekom hardloop jy dan nou weg vir my? Beertjie, is dit jy? Hasie kom nader en sê, "Sjoe, ek het darm nou baie groot geskrik toe ek vir jou sien. Wat is daai rooi op jou? Jou hele lyf is bloedrooi." "Wat? Rooi?" vra Beertjie. Beertjie kyk af en sien sy hele lyf is rooi. "Wat is dit?" Beertjie vat so aan dit en proe dit. Dit is die rooi bessies." Lag hulle. "Ek het onder die bessieboom gerus, waar daar klomp ou pap bessies op die grond is." Al die diertjies het toe om Beertjie kom staan. Hasie sê toe dat hy 'n baie goeie plan het. Hulle moet almal van die bessiesap op 'n lywe smeer en dan as Jakkals hulle sien, gaan hy so groot skrik en somme weghardloop. Toe Jakkals weer daar verbystap en hulle kos wou vat, toe sien hy vir Beertjie wat bloedrooi is. Hy skrik so groot dat hy terughardloop na sy huis. Maar op pad na sy huis, sien hy vir Varkie en Bokkie wat ook bloedrooi is. Hy skree, nee, wat gaan hier aan? Wat is julle? Jakkals maak sy oë styf toe, gaan weg. Toe hoor hy Hasie se stem. "Jakkals, jy moet beloof, jy gaan nie weer so ons kos vat nie." Ja, ek beloof, maar asseblief maak nie dat die rooi gediertes hier wegkom." Okay, Jakkals, hulle is nou weg. Maak oop jou oë." "Dankie, Hasie, dankie." Jakkals het toe vir al die diertjies gaan jammer sê. "Kan ek asseblief saam met julle in die groot grot bly?" vra Jakkals. "My gat in die grond is net te koud. Ek sal van vandag af ekstra hard werk en help om kossies bymekaar te maak." Al die diertjies het ja gesê en daardie winter het hulle oorgenoeg kos gehad. Die reënboogwurmpie. Baie ver hiervandaan was daar 'n pragtige woud, vol reënboogplante en baie oulike diertjies. In die pragtige woud was daar 'n baie klein wurmpie. Hy het reënboogstreepies op sy lyfie gehad. Die wurmpie het geweet hy is baie spesiaal, want hy het glad nie gelyk soos die ander wurmpies van die woud nie. Die ander wurmpies was grasgroen. Niemand wou maatjies gewees het met die reënboogwurmpie nie. En baie van die ander wurmpies het hom gespot, omdat hy nie soos hulle gelyk het nie. Maar die reënboogwurmpie het glad nie omgegee nie. Hy het geweet dat hy spesiaal was, en hy het gedink hy was pragtig. En dit was al wat saak gemaak het. In die pragtige woud
was daar net een probleem. Die son kom eers op as dit 11:00 is. En dan sak hy weer 4:00 die middag. Dan raak dit piknag donker. So as die son opkom, het die diertjies net 5 ure gehad om kos bymekaar te kry en te eet. Want as dit donker is, kan hulle nie eers sien waar hulle stap nie. Dit het al gebeur dat daar diertjies in die aand moes kos soek, want hulle was so honger, en dan val hulle in die rivier. Sjoe, dan sukkel hulle omtrent om hulle uit die rivier te red. Toe eendag, soos die reënboogwurmpie blaartjies eet, voel hy iets warm op sy lyf. Hy kyk op en sien, maar dis die son wat op hom skyn. Sjoe, dis daarom lekker warm. Dis die eerste keer dat die son ooit op die reënboogwurmpie skyn. Hy was nog nooit so hoog in die bome op waar die son skyn nie. Hy het maar altyd die blaartjies daar ver onder op die grond geëet. En daar kom die son nooit nie. Dis daarom lekker warm hier in die son. Hy het daar gebly, hoog in die bome, tot die son gesak het. Toe hy na so 'n tydjie af op die grond kom, toe sien hy al die diertjies staan onder die boom en kyk op. "Na wat kyk julle?" vra hy. Kyk, die hele boom is vol liggies. Al die blare waaraan die reënboogwurmpie geraak het, is helder. Dit skitter so sterretjies in die lig. Almal kon mekaar sien. Hoe is dit moontlik? Die son is dan weg. Toe kyk almal na hom. "Wow, jy is pragtig," sê een van die groen wurmpies. Uil sit in die boom en sê toe, "Die reënboogwurm het baie spesiale streepies op hom, en sodra die son op dit skyn, dan aktiveer dit die streepies, dat dit skyn soos liggies in die donker." "Wow, dis wonderlik," sê die voeltjies. En soos die reënboogwurmpie oor die blaartjies stap, begin hulle ophelder. Die diertjies van die woud is so bly, want nou kan hulle enige tyd van die nag kos gaan soek, en daar is nou oorgenoeg tyd in die dag, dat hulle heerlik kan speel. Elke dag het die reënboogwurmpie daar bo in die takke gaan sit, dat die son lekker op hom skyn. Dan maak hy paadjies om die rivier, sodat niemand weer per ongeluk in 'n rivier kan val nie. Stoute Kitty Kat. Speel is al wat Kitty Kat wil doen. Kitty Kat het baie maatjies, en soos Kitty Kat groter geraak het, het hy al hoe minder en minder maatjies gehad. Vandag het Kitty Kat net een maatjie oor, Thomas, want hy het altyd poetse op sy maatjies gebak. As hy nie hulle met waternat gegooi het of skrik gemaak het nie, dan smeer hy modder aan hulle terwyl hulle slaap. Dan lag hy omtrent uit sy maag uit. Sy maatjies het glad nie gedink dat dit 'n grap was nie. Niemand het gelag behalwe Kitty Kat. So het hy een maatjie na die ander verloor, want dis nie altyd lekker om uitgelag of gespot te word nie. Hulle is sommer almal moeg van al die kwaad wat Kitty Kat al aan hulle gedoen het. En die ergste is, dat al die maatjies altyd in die moeilikheid gekom het vir iets wat Kitty Kat gedoen het. Kitty Kat se beste maatjie het vir hom eendag gesê, "Kyk, jy het nou al jou maatjies verloor. Niemand wil meer jou maatjie wees nie, want jy spot hulle en jy is baie lelik met hulle." Kitty Kat het nie omgegee nie. Hy het net gesê, "Ag, ek kan net nuwe maatjies maak." Weke het so verbygegaan, en toe eendag, nadat Kitty Kat net nog 'n lelike poets op Thomas sy beste maatjie gebak het, het Thomas ook besluit, genoeg is genoeg. Kitty Kat het nou al sy maatjies verloor,
en nou was hy alleen. Niemand wou meer met hom gespeel het nie. Almal het geweet, hulle moet wegbly van Kitty Kat die moeilikheidmaker. Kitty Kat het by sy mamma gaan huil, want niemand wil meer by hom kom speel nie. Sy mamma en pappa het geweet dat hy 'n boelie was. Sy ouers het toe mooi met hom een aand gepraat. Hulle het vir hom gesê, hulle sal 'n groot jammer sê partytjie reël en al die maatjies nooi, maar dan moet hy vir al die maatjies baie jammer sê en hy moet beloof dat hy nooit weer so lelik met hulle sal wees nie. Nadat sy mamma met al sy maatjies se ouers gepraat het en mooi gevra het dat hulle vir Kitty Kat nog 'n kans moet gee, het al sy maatjies besluit dat hulle na die jammer sê partytjie toe sal kom. Almal het toe by die groot partytjie bymekaar gekom. Daar was heerlike kossies en klomp lekker goed om te eet. Almal het baie lekker saamgespeel en Kitty Kat het persoonlik vir elke liewe maatjie jammer gaan sê. Kitty Kat het toe nooit weer 'n maatjie gespot of geterg nie. Tinkie, die brawe muis. Onder die grond in 'n drein bly daar 'n baie oulike muis. Haar naam is Tinkie. Sy het gebly saam met haar mamma, haar pappa, haar sissies en boeties. Tinkie het 'n baie mooi stem gehad en sy het dit baie geniet om te sing. Sy het altyd vir haar klein boeties en sissies gesing voor slaaptyd. Elke oggend na ontbyt, dan gaan haar mamma en pappa uit om kos te soek. Dan moet sy luister vir haar ouboet. Hy is 3 jaar ouer as sy. Haar ouboet moet dan na al hul boeties en sissies kyk, tot haar mamma en pappa weer terugkom. Tinkie wil nie elke dag by die huis bly nie. Sy wil die wêreld gaan verken. Maar haar pappa het gesê, as sy ouer is, kan sy saam met hulle gaan. Maar vir nou moet sy by die huis bly. Tinkie wil nie vandag luister nie. Sy volg die ondergrondse trein tot bo by die groot speelpark. Sy hoor iemand sing. Dis die mooiste stem wat sy al gehoor het. Sy kan nie dit help nie, maar sy moet gaan kyk wie dit is. Gewoonlik steek sy net haar koppie uit en bekyk al die mense en diertjies wat verbystap. Soos sy stap, sien sy 'n papier wat waai in die lug. Vinnig gryp sy dit. Sy lees: Sing kompetisie vandag om 11:00 in die park. Sjoe, sy raak sommer baie opgewonde. Dit sê enige iemand kan deelneem. Sy volg al die mense oor die bruggie, deur die blommetuin en wow, kyk die groot verhoog. Daar is klomkindertjies wat hul stemme warm maak. 'n Mens hoor net la 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 la, lo 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 lo. Sy stap nader en sien 2 kindertjies. Die seentjie speel die gitaar en die dogtertjie sing so mooi. Tinkie kan nie haar oë van hulle afhou nie. Die dogtertjie stop om te sing. Nou lyk sy verskriklik hartseer. Ai, waar is Carly? Sê die dogtertjie Alet vir haar boetie Hein. Hallo, sê Tinkie. Die dogtertjie gaan af op haar knieë. Hallo, wow, kyk hoe oulik is jy. Wat maak jy hier, meisie? Vra Alet. Ek gaan aan die kompetisie deelneem, sê Tinkie. Maar het jy dan al ingeskryf? Vra Alet. Die inskrywings het verlede week al toegemaak. Ag nee, ek is te laat, sê Tinkie. Tinkie draai om en wil nog so wegstap. Maar wag, sê Hein. Laat ons hoor hoe jy sing, want Carly het nou net laat weet, sy is siek en sy kan nie saam met ons deelneem nie.
Asseblief, sê Alet. Jy sing pragtig. Jy kan saam met my sing. Ons moet 3 wees, anders kan ons nie meer deelneem in die singkompetisie nie. Ja, natuurlijk, sê Tinkie. Nou is Tinkie ekstra opgewonde. Tinkie het 'n uur om al die woorde te leer. Gelukkig is die woorde maklik om te onthou. Hulle sing en sing en sing. Sjoe, die tyd het nou so vinnig verbygegaan. Al die kinders staan opgewonde agter die verhoog. Hulle 3 is 5de in die ry. Alet en Hein se mamma was vinnig huis toe en het vir Tinkie die mooiste rooi rokkie gemaak, terwyl hulle geoefen het. Gelukkig bly hulle naby die speelpark. Jippie, nou is dit ons beurt. Almal het vir Tinkie gekyk en kon nie glo wat hulle hoor nie. 'n Muis wat kan sing? Toe hulle klaar is, het almal opgestaan en hande begin klap. En natuurlijk het hulle 3 eerste plek gewen. Sjoe, Tinkie kon nie haar oë glo nie. Soos die weke aangegaan het hulle 3 by klomp plekke opgetree en hulle 3 was ook in die koerant. Toe Tinkie se mamma en pappa van dit hoor, was hulle eers 'n bietjie kwaad. Maar toe hulle sien hoe gelukkig dit vir Tinkie maak, was hulle baie bly dat sy so braaf was om voor al die mense te sing. Die leeu met die seertand. Eendag lank gelede was daar 'n pragtige leeu. Hy het in 'n groot oerwoud gebly saam met klomp diertjies. Leeu was die koning van die oerwoud. Hy het seker gemaak dat al die diertjies veilig is en dat niemand se kos vat nie. Almal het mooi in harmonie saamgebly. Die diertjies wou iets spesiaals vir Leeu gee, omdat hy so mooi na hulle kyk. Hulle het toe besluit om vir Leeu 'n blou neut te gee. Die blou neut groei net aan een baie spesiale boom in die oerwoud en net elke 10 jaar groei daar 'n enkele blou neut. Daar is vertel dat die neut die lekkerste en soetste lekker is wat hulle al ooit geëet het. Apie het toe in die boom opgeklim en die neut versigtig afgebreek aan 'n takkie. Al die diere van die woud het van dit gehoor en hulle het almal by die groot boom bymekaar gekom. Apie het die neut mooi toegedraai in 'n groot groen blaar. Leeu was so opgewonde toe hy die present kry. Toe hy dit oopmaak, het hy eers nie geweet wat dit was nie. Maar toe hulle vir hom vertel van dit, was hy so opgewonde. En wou eers nie dit eet nie, maar toe ooree die diere van die oerwoud hom en sê, maar ons wil baie graag vir jou die present gee. Ons wil dankie sê dat jy so mooi na ons almal kyk. Apie wou nog sê, wag, jy moet die neut se dop oopbreek met 'n klip. Toe byt Leeu al klaar die neut. Die neut het 'n baie harde dop, wat 'n mens net kan oopmaak met 'n skerp klip. Ag nee, Leeu het gedink dat sy tande sterk genoeg gaan wees. Eina, skree Leeu, my tand! O jene, en toe breek 'n stukkie van die neut se dop af en steek tussen Leeu se 2 tande in. En dit sit nou vas. Ag nee, skree die diere, hoe gaan ons dit nou uitkry? En daar glip die neut uit Leeu se mond. Hulle het als probeer om daai stukkie neut uit Leeu se tand te kry, maar niks het gewerk nie. 'n Paar dae het verbygegaan en Leeu was nou al so honger. Hy kon net niks eet nie. Die diere het vir Leeu so jammer gekry. Toe het Muis gedink, maar hy gaan vir Leeu 'n liedjie sing met sy pragtige mondfluit, wat gemaak is van riet. Miskien gaan Leeu beter voel. Maar
Leeu het nie beter gevoel nie. Daar het 'n stukkie van die fluitse riet afgebreek, terwyl Muis so mooi speel. Muis kry toe 'n plan. Hy gaan die riet tussen Leeu se 2 tande deurdruk, en miskien gaan dit die stukkie neut uitkry. Leeu was in so baie pyn. Hy wou eers nie sy mond oopgemaak het nie. Maar hy het geweet dat Muis net wil help. Leeu het toe sy mond wyd oopgemaak. Muis is so klein dat hy somme in Leeu se mond pas. Muis het die dun riet gevat en dit deur Leeu se 2 tande gedruk. Hoera! Skree Muis. Hy het dit reg gekry. Die stukkie neut is uit. Sjoe! Leeu was so bly en somme baie honger. Uiteindelik kan Leeu sy lekker soet neut eet. Van daardie dag af het almal na Muis gegaan wat tandpyn gehad het, want Muis het die regte gereedskap gehad. Die tandmuis. Nie te ver hiervandaan is daar 'n pragtige plaas wat net buitekant die dorp is. Daar bly klomp muise onder die groot skuur wat op die plaas is. Een van die baie muise wat daar bly, se naam is die tandmuis. Elke jaar laai die tandmuis 'n briefie by elke kind se huis af. Die tandmuis sit die briefie mooi op elke kind se bedjie. In die briefie staan daar: Hallo, my naam is die tandmuis. Asseblief kyk mooi na jou tuintjies. Onthou om jou tuintjies elke oggend en elke aand te borsel. En as die dag kom wat jou tuintjies uitval, asseblief sit dit in jou skoen voor jou bed neer. Ek sal dit in die nag kom haal as jy slaapies. Ek sal vir jou 'n geldjie gee vir elke spierwit tuintjie, om dankie te sê dat jy so mooi na jou tuintjies kyk. Groete die tandemuis. Die kindertjies van die dorp is so opgewonde om altyd daai briefie te kry, en hulle kyk so mooi na hul tuintjies. Al die muise op die plaas weet dat as hulle 'n mooi huisie wil hê wat baie jare gaan hou, moet hulle vir die tandmuis vra. Hy bou die huisies van spierwit tuintjies. Die muise het al baie hard probeer om vir hulself huisies te bou, maar hul huisies hou nie te lank nie, want hulle kan dit net van modder en riete bou. As dit winter raak en dit reën die heeltyd, dan spoel al hul riethuisies weg, en dan moet hulle van vooraf begin bou. Rosie wil baie graag die jaar 'n tandhuisie hê, maar sy is 10de op die tandmuis se lys. Die tandmuis moet eers 9 ander tandhuisies bou, voor hy haar huisie kan begin bou, en dit gaan nog baie lank vat. Rosie het toe aan 'n baie slim plan gedink. Sy het vir die tandmuis gesê dat sy en al die ander muise wil baie graag vir hom help om tande bymekaar te maak. Die tandmuis was so bly, want met al die muise se hulp kan al die huisies klaar gebou wees voor die winter kom. Al die muise van die plaas het by die groot hek voor die plaas bymekaar gekom. Almal was so opgewonde en reg om te help. Die tandemuis gaan nou vir hulle wys waar hy tuintjies kry. As kinders 6 jaar oud raak, dan begin hulle om hul tande te wissel. So die klein melktuintjies val uit en dan maak dit plek vir die nuwe permanente tande. Dit is al donker en al die kinders van die dorp slaap al. Soos hulle verby die huisies stap, loer elke muis by 'n kind se kamervenster in, om te kyk of daar 'n tuintjie is. As hulle 'n tuintjie sien, dan kruip hulle versigtig by die kamervenster in, en gaan haal dit en sit 'n geldjie in die plek van die tand neer. Met die hulp van al die muise, het hulle sommer vinnig klomp tande so elke aand bymekaar gemaak.
En voor die winter begin het, kon die tandmuis al die huisies betyds gebou het. Almal het mooi saamgewerk. En daai winter het niks huisies weggespoel nie. Die muise was so bly, hulle kon die tandmuis help. Elke jaar het die muisies vir die tandmuis gehelp om tande te kry en pragtige tandhuisies te bou. Die mol in ons tuin. Mia is 'n oulike 5-jarige dogtertjie. Sy geniet dit so om in hul tuin te help. Sy help gereeld vir mamma om plantjies te plant en vir hulle water te gee met die groot groen gieter. Hulle het 'n groot tuin in die agterjaard. Haar pappa het klomp klein rooi en blou plantjies by die kwekery gekoop, wat hulle oor die naweek gaan plant. Maar eers moet hulle die grond mooi verwerk en al die onkruid uittrek en dan kompos en kossies vir die grond gee, sodat die klein plantjies wat hulle daar gaan plant mooi kan groei. Dit is omtrent harde werk. Haar mamma het yskoue sap vir hulle gebring om te drink en Wagter die hond help ook. Die tyd vlieg altyd as hulle in die tuin werk. Wagter grawe omtrent klomp gate. Dan is dit Mia se werkie om al die gate weer toe te maak. Mamma en pappa het vir nou genoeg gewerk in die tuin en hulle gaan 'n bietjie gaan rus. Mia wil glad nie rus nie. Sy wil al die plantjies vandag nog plant. Soos sy al die gate toemaak wat Wagter haar hondjie gegrawe het, lyk dit dan nou of daar net meer en meer sandhoopies vorm. Mia kyk rond en soek vir Wagter. Maar Wagter het saam met mamma en pappa in die huis gegaan. Sy krap haar kop en frons. Wat gaan nou hier aan? En skielik sien sy voor haar oë hoe die grond opstoot. Mia skrik so groot dat sy terugval in die tuin. Haar hele lyf is nou vol sand. Sy sit regop en kruip nader. Die volgende oomblik, toe sien sy iets kruip stadig uit die gat uit. Dit lyk soos 'n groterige muis, maar sy kan nie lekker sien nie, want die diertjie is vol sand. "Hallo," sê Mia. "Wie is jy?" "Ek is Molly," sê die oulike diertjie. "Jy praat dan nou," sê Mia. "Ja, natuurlik kan ek praat," sê die mol. "Wat soek jy in ons tuin en wat het jy daar in jou hand?" vra Mia. "Ek het 'n spesiale kaart gekry en ek volg die kaart en dit het my gelei na heel tuin toe. Ek soek al weke na die spesifieke plek op die kaart," sê die mol. "Ek kan nie lekker sien nie, so op die kaart wys dit dat hier 'n groot kus is met 'n toorkragbril daarin. Ek wil baie graag sien en ek is maar 'n bietjie blind." Mia is nou sommer ekstra opgewonde. Sy roep vir Wagter en sê toe vir die mol, maar hulle sal hom met liefde help. Maar o jene, die plek waar hulle moet grawe is in die middel van die tuin, waar sy nou al die mooi blommetjies geplant het. Hulle haal versigtig al die blommetjies weer uit die grond uit en sit dit onder die koelteboom neer. Wagter is nou baie bly, want gate grawe is sy gunsteling ding om te doen. Hulle grawe en grawe, tot hulle skielik 'n groot gedoef hoor. "Hoera!" skree Mia. "Jou kaart is reg, Mol. Kyk, hier is die groot kus." Mol is so bly, want hy het baie lank gesoek na hierdie kus. Mia trek versigtig die kus uit die gat uit. "Sjoe, dit is darm swaar." Sy maak dit stadig oop. "Wow, hulle kan nie hulle oë glo nie. Daar is klomp blink borde, bekers, messe en virke in die kus." Sy haal alles versigtig uit en skielik
vat sy aan 'n klein houtboksie. Sy maak dit oop en sien 'n baie klein oulike brilletjie. Sjoe, die mol was so bly en nou kan hy perfek sien. Die mol het haar en wagter bedank dat hulle hom so mooi gehelp het. Hy het weer in die gat gespring en terug na sy huisie toe gegaan. Sjoe, en wat is dit, vra haar mamma terwyl sy nader stap. Kyk, wat ons gekry het, mamma. Haar mamma en pappa kon nie glo wat hulle sien nie. Haar pappa lees die geskryf langs die kus. 1710 Engeland. Sjoe, dit is iets besonders, sê haar pappa. Die volgende dag het hulle die kus na die museum toegevat, waar die museum dit mooi uitgestal het in 'n glaskas vir almal om te sien. 'n Paar weke later, toe kry hulle 'n brief in die pos om dankie te sê dat hulle die kus vir die museum geskenk het. Saam met dit was daar 3 vliegtuigkaartjies om op 'n heerlike vakansie te gaan. Op soek na 'n maatjie. Diep, diep onder die see bly daar 'n groot groen seeskilpad. Hy bly saam met sy mamma, pappa en klomp boeties en sissies. Skilpad is moeg om heeldag net saam met sy boeties en sissies te speel. Sy wil so graag net 'n maatjie hê. Waar hulle bly, is daar niks maatjies nie. Vandag is die dag wat ek 'n maatjie gaan maak, sê Skilpad. Skilpad het haar sakkie gepak vol kossies en water. Die see is mons groot, ergens daar buite moet 'n maatjie wees. Skilpad het besluit om na ontbyt die pad te vat. Dan is haar maagie lekker vol kos. Na ontbyt moet sy eintlik help met die skottelgoed. Dis haar beurt, maar sy gaan haar boetie omkoop met 'n lekker sjokolade en vir hom vra dat hy skottelgoed moet was in haar plek. Jippie, ek is reg. Dis die eerste keer wat sy weg van die huis gaan wees. So sy voel so bietjie bangerig, maar baie opgewonde. Sy begin swem en swem en swem, maar sien niks. Wag, ek sien iets, sê sy. Sy swem nader aan die voorwerp. Maar ai, dis net 'n ou skoen wat sy sien. Sy swem verder en swem en swem. En sien daar ver klomp borrels. Opgewonde swem Skilpad sommer nog vinniger. Dis 'n seekat. Hallo seekat, sê Skilpad. Hallo, wat maak jy hier? Vra seekat. Ek is op soek na 'n maatjie, sê Skilpad. Ek ook, sê seekat. Kom ons swem saam en soek 'n maatjie saam. Hulle swem en swem en swem. En toe sien hulle 'n visie. Hallo, sê Skilpad. Ons is op soek na 'n maatjie. Weet jy waar ons 'n maatjie kan kry? Vra Skilpad. Die vis is so bly, want hy soek ook 'n maatjie. Nou swem Skilpad, die seekat en die visie saam om te soek na 'n maatjie. Terwyl hulle saam swem, speel hulle te lekker en gesels omtrent. Hulle swem en swem, maar sien weer niks maatjies nie. Tot hulle skielik 'n groot dolfyn sien. Hallo, sê Skilpad. Ek is op soek na 'n maatjie. Maar hoekom? Vra dolfyn vir Skilpad. Jy het dan 2 maatjies langs jou. Skilpad draai om en kyk vir seekat en visie en begin lekker uit sy maag uit lag. En toe lag hulle almal te lekker saam. Ons het mekaar as maatjies, sê visie. Dolfyn het gevra, kan ek ook julle maatjie wees? Ja, natuurlik, sê Skilpad. Skilpad was so bly. Nou hoef hy nie meer te soek vir 'n maatjie nie. Hulle 4 was van toe af baie groot maatjies en hulle het elke dag so lekker saam gespeel.